Partykeer vra die Bybel net moeilike goed wat makliker gesê is as om gedoen te word. En een van dit is, moet jou nie oor die dag van môre bekommerd nie. Hoor, Matteus 6, praat die Here 'n klomp skrifte oor, moenie bekommerd wees nie, moenie soos die heidene wees nie, ons moet geloof hê. En dan sê hy, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, maar Matteus 6 vers 34, moet julle daarom nie oor môre bekommer nie. Môre sal sy eie bekommernis bring, vandag se moeilikheid is vir een dag heeltemal genoeg. So, ja, dink of hy so maklik kan praat. Ek onthou my oorlede ma het eendag gesê, ek sê van ma, moenie bekommerd wees nie, en sy sê, ja, maar Jesus was nie 'n ma gewees nie. Nou dink ek partykeer, ek sê, ek's bekommerd oor goed, dan sê my vrou, ja, maar Jesus sê, moenie bekommerd wees, ek, ja, maar Jesus was nie 'n pastoor nie. Jesus was nie 'n plaasboer gewees nie. Jesus het nie 'n besigheid gehad nie. Hy het nie 'n winkel gehad nie. So Here, dit klink of hy so maklik kan praat. Maar jy onthou, Jesus is die seun van God. Hy ken alles, hy ken jou. Hy weet alles. En die Bybel is eintlik nog die antwoord vir alles in ons lewe. So as vers 34 sê, moet jou nie oor môre bekommer nie. Môre sal sy eie bekommernis bring. Vandag het genoeg moeilikheid om self te dra. Dan moet jy besef dat bekommernis van môre is môre se moeilikheid sit jy op jou ook. Jy het vandag en dat jy môre en dat jy oormôre en jy het volgende week en volgende maand se bekommernis sit jy ook op jou. En dan sê die Here, dis eintlik te moeilik om te dra. Nou wat wonderlik is, hy ken ons, hy weet ons siege werk, hy weet dat jou bekommernis jou gaan siek maak, gaan moeg maak dat jy nie kan reg funksioneer nie, omdat jy te veel goed op jouself het. En ek dink dis 'n besluit wat jy moet maak. Alles in hierdie lewe is besluite. Moet jy 'n besluit maak, ek gaan nie hieroor bekommerd wees nie, ek gaan net vandag handle. Môre sal sy eie dinge uitsorteer. Weet jy, ek dink jy weet dit, hulle sê, oor die 80% van dit wat jy oor bekommer is, gebeur in elk geval nie. So jy dra 'n pakkie op jou rug, wat in elk geval nie gebeur nie. Ek het al mense gehoor en sê, ja, maar mens moet verantwoordelikheid hê. Yes, verantwoordelikheid stem ek saam, maar dis nie bekommernis nie. Worry is jy worry oor wat as dit gebeur, wat as dit gebeur, en dan kom jy in die moeilikheid. Nou ek dink, as jy bekommerd oor iets, moet jy dadelik vra, Here, wat wil jy hê moet ek doen? Here, ek vra dat U my help. Ek vra dat U my wysheid gee. Want dis wat die vorige vers sê, vers 33. Hy sê, nee, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. So ek moet vra, Here, wat wil jy hê moet ek doen? So die oomblik as ek bekommerd is, dan vra ek, Here, wat wil jy hê moet ek doen? Here, ek soek eers die koninkryk. Dis soos Maria. Maria het by Jesus se voete gaan sit en ontdek, dis eintlik die belangrikste. Dan sê Jesus, dis al waaroor jy bekommerd moet wees. Hoe lyk jou verhouding met die Here? Hoe sit jy by die Here? Hoe luister jy na die Here? So bekommerd oor baie goed. As jy bekommerd oor jou verhouding met die Here. As jy bekommerd oor, luister ek genoeg na die Here? Het God genoeg inspraak in my lewe? Kan ek sê, maar ek doen wat die Here sê. Ek luister na wat die Here sê. Kan jy dit sê? Kan jy daarna luister? Dan wil ek jou aanmoedig, haal 'n bietjie daai pakkies van jou rug af. Haal 'n bietjie môre se bekommernis van jou rug af. En vat net vandag. En sê, dankie Here, U is vandag saam met my, U is met my, en dankie U gee my krag. Dankie dat jy luister. Jy is 'n great blessing.